Goeiedag broers en susters en 'n baie goeie dag aan al ons maatjies. Vandag is ons kinderdiens en vandag is spesiaal vir julle. Kom ons bid saam en dan vra ons dat Jesus vir ons iets baie spesiaal gaan kom vertel vandag. Liewe Jesus, ons is baie opgewonde. Ons is lus om te leer van U, ons is lus om U stem te hoor en ons wil baie graag vandag hoor hoe wil U hê moet ons maak? Baie dankie vir mense wat saam met ons die Bybel kan lees, mense wat ons kan help om dit te verstaan, en ons bid dat ons mooi sal luister na U boodskap vandag. Ons bid dit want ons glo in Jesus. Amen. Ons lees vandag uit die boek Lukas. Dit begin in bladsy 97 in die Nuwe Testament en ek lees vir ons vers 28 tot vers 40. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem. Toe Jesus naby Betfage en Betanië teen die Olyfberg kom, stuur hy 2 van sy disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar oorkant. By die ingang sal julle 'n vasgemaakte donkievol vind, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hierheen. As iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so antwoord: die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, het daarheen gegaan en dit aangetref net soos hy vir hulle gesê het. Toe hulle die donkievol losmaak, vra sy eienaars vir hulle: waarom maak julle die donkievol los? Hulle het geantwoord: die Here het hom nodig. Hulle het toe die donkievol na Jesus geneem. Hulle het hulle boklere oor die donkievol gegooi en Jesus laat opklim. Soos wat hy ry, het hulle boklere op die pad voor hom oopgesprei. Toe hy al naby die afdraande teen die Olyfberg kom, het die hele skare disippels God vol vreugde hardop begin prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep: geseënd is die koning, hy wat kom in die naam van die Here. Vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Sommige van die fariseërs in die skare het egter vir Jesus gesê: meester, maak stil die disippels. Maar hy het geantwoord: ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Nou, ons lees net tot hierso en mag die Here elkeen seën wat hierdie woorde hoor en ook so maak. Wie van julle was al by 'n prysuitdeling gewees? Ek weet, ek was nou al by 3 of 4 van Elior se prysuitdelings gewees. En ek wonder of julle weet, miskien, wat is 'n gradeplegtigheid? 'n Gradeplegtigheid is wanneer jy jou graad of jou diploma waarvoor jy hard geleer het, kry. Jy kom daar op die verhoog en almal kan sien, maar jy het jou werk goed genoeg gedoen om deur te kom. Dit werk baie soos 'n prysuitdeling. Dis 'n manier hoe die plek waar jy geleer het vir jou sê, maar jy het mooi werk gedoen. Nou, ek weet nie van julle nie, maar dit was vir my altyd baie lekker as ek my werk goed gedoen het en iemand sê vir my, maar dit was nou mooi gewees. Nou, baie jare gelede was daar 'n land met die naam Rome. En hierdie mense, hierdie Romeine, was 'n baie sterk land gewees. So klein soos wat Italië vandag is, so groot was die land van die Romeine gewees. En hulle het baie oorlog gemaak. Gelukkig was Suid-Afrika baie lank terug in 'n oorlog betrokke gewees. Oupa en ouma sal vir julle kan vertel van die Grensoorlog, maar dit was gelukkig nog voordat julle gebore is. Oorlog is baie sleg, want baie mense gaan dood, en daai mense het mense wat lief was vir hulle. Maar wat die Romeine gedoen het, is om 'n soort van 'n prysuitdeling vir hulle belangrikste soldate te hou. Julle weet wat is 'n generaal, né? As ons na die weermag kyk, of die army, dan is 'n generaal die soldaat wat die baas is van daai weermag. Hy is die baas, hy sê vir die mense wat om te doen. Die generaal maak die planne en kyk dat die mense hulle werk doen.
In die tyd van die Romeine het generale 'n baie spesiale prysuitdeling gekry. As hulle teen 'n nuwe land beklei het en hulle het gewen, dan is hulle deur die stad Rome op 'n perd. Mense het mal gegaan oor hierdie generaal. Hulle het dit heeltemal verloor. Hulle het blomme voor die voete van die generaal se perd gegooi. Hulle het hulle eie klere voor die generaal se perd gesit. Die ooms het hulle hemde uitgetrek en dan daar voor die perd gegooi. Nou ons dink, mense soos oom Kurt Darren en tannie Juanita Du Plessis het mense wat baie van hulle hou. Hulle konserte vergelyk nie naastenby met hoe bos die mense gegaan het vir hierdie generale nie. Die mense van Jerusalem, van wie ons vandag gelees het, was Jode in die land Juda. Maar Juda was nie 'n land wat kon maak soos wat hulle wil nie. In die verlede het die Romeine teen Juda beklei en die Romeine het gewen. Dit beteken hulle het dan vir Juda gesê hoe hulle moet maak. Toe Jesus in Jerusalem was Juda deel van hierdie groot land Rome. En weet julle waarvan lees ons vandag? Jerusalemse mense het vir Jesus 'n prysuitdeling gegee asof hy 'n soort van 'n generaal was. Hulle het nie rose gehad nie, hulle het nie blomme gehad regtig nie, so hulle het palmtakke gevat en hulle het dit voor Jesus se donkie gegooi. Hulle het gedink Jesus maak oorlog teen die Romeine en hy gaan wen. So hulle sing, hulle gaan bos, maar hulle het nie blomme nie. Hulle vat die palmtakke en hulle gooi dit voor hom in die straat. Nou ons sou kon sê, in 'n sekere manier het Jesus oorlog gemaak, maar nie soos wat ons dit vandag ken. Jesus het nie aarde toe gekom om teen mense te beklei nie. Jesus is lief vir alle mense, vir almal. Maak nie saak wie jy is of waar jy vandaan kom nie. Jerusalemse mense het dit glad nie van Jesus geweet nie. Hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het iemand gesoek wat oorlog gaan maak teen die Romeine. Hulle het nie van die Romeine gehou nie. Ek gaan nou vir julle 2 vrae vra. Wat vat jy saam as jy gaan tennis speel? Ek dink as ek gaan tennis speel, vat ek my tekkie saam, ek vat 'n lekker gemaklike kort broek en ek vat my raket saam. Wat vat jy saam as jy gaan visvang? Ek het 'n lekker visvanghoedjie wat lekker groot is, wat ek kan aantrek. Ek het 'n baadjie en ek sal my visstok saamvat. Nou wat sal gebeur as jy tennis speel met 'n visstok? Of visvang met 'n tennisraket? Dit kan nie werk nie, nee. Jy kan onmoontlik nie tennis speel met 'n visstok of visvang met 'n tennisraket nie. As jy in Lukas se tyd oorlog toe gaan met 'n donkie, die dier wat Jesus opgery het, dan sal mense vir jou lag. Jy vat 'n perd of miskien 'n kameel of jy los dit. Daar was een oom wat met olifante oorlog gemaak het, maar niemand gebruik 'n donkie nie. Niemand nie. So Jesus kom aan met die donkie, nie op 'n perd nie, want hy beklei nie teen mense nie. En dan gooi die mense van Jerusalem vol met die groot prysuitdeling wat hulle vir 'n generaal sou gee. En julle sien dat dit 'n bietjie simpel is. Dis soos as Jesus nou sy visvanghoed aantrek en hy klim op die boot, hy bring sy aas saam en nou gee iemand vir hom 'n tennisraket. Dit kan mos nie werk nie. Hulle gee vir hom iets wat hy nie gebruik nie. Hulle sê Jesus is koning, maar omdat hulle dink Jesus gaan beklei teen mense, hulle gaan dink Jesus gaan 'n oorlog maak. Hulle weet nie hy gaan vir mense, alle mense lief wees nie. En toe Jesus nie wou doen wat hulle wou hê nie, toe wou hulle nie meer vir Jesus
hê as hulle koning nie. Hoe lelik is dit? Hoe kan hulle so met Jesus maak? As hulle net mooi geluister het na Jesus, dan sou hulle weet. Maar Jesus werk met liefde. Jesus wil alle mense lief hê. Nou vandag is Palmsondag en vandag sê ons ook, Jesus is koning. Maar anders as die mense van Jerusalem, weet ons dat as ons dit sê, dan moet ons weet wat beteken dit. Suid-Afrika het nog nooit ons eie koning gehad nie. Vandat ek kan onthou, het ons nog net presidente gehad. So miskien ken julle konings dalk nie so goed nie, konings en koninginne, maar in baie lande, dan moet jy maak soos die koning of die koningin vir jou sê. Jy het nie 'n keuse nie. As die koning vir jou sê spring, dan vra jy, hoe hoog u hoogheid? Jy sê nie, ek is nou nie lus om te spring vandag nie. So as ons sê Jesus is koning, dan beteken dit, maar ons wil graag maak soos wat Jesus vir ons sê. Ons vra nie of ons dit wil doen nie. Ons vra nie of ons lus is om dit te doen nie. Ons doen dit net, want ons wil na Jesus luister. Nou gaan die van julle wat die Bybel baie mooi ken, dan vir my sê, aha, julle gaan nou vir my uitvang. Jesus is mos met hemelvaart weer terug hemel toe. So, hoe kan hy nou vir ons goed gee om te doen? Wel, nou gaan ek jou terug uitvang. Aha, maal 2. Jesus is wel met hemelvaart terug na waar hy vandaan gekom het, maar nie so vinnig nie. Jesus los vir ons sy Heilige Gees, wat iemand is wat in ons woon, en iemand is wat ons help, en Jesus los vir ons sy woord, en ons kan dit kry in die Bybel. So ons lees op ten minste 3 plekke. Mense vra vir Jesus, Jesus, wat is die belangrikste ding wat mense kan doen? En dan sê hy vir hulle op 3 verskillende plekke. Hy sê ons moet lief wees vir God, en hy sê ons moet lief wees vir die mense wat ons mee te doen kry. Nou daai mense wat ons mee te doen kry, dis almal by die skool, almal by die werk, almal by die huis, en in die dorp of op die plaas. As ons mense help, as ons mooi woorde sê, en mooi goed doen, dan sê ons eintlik Jesus is koning. Want as ons maak soos wat die koning sê, dan luister ons mos na hom, en dis wat jy doen met die koning. So as ons iets vir Jesus wil gee, wat mooi is, dan moet ons vir Jesus gee wat hy wil hê. Die liefde vir God, en liefde vir almal in ons lewe. Dit is wat Jesus graag wil hê. Ek gaan vandag vir ons ietsie wys. Ek dink dis bitter oulik, en toe ek dit die eerste keer gedoen het in graad 9, toe was ek baie opgewonde geweest. Ek gaan vir ons wys hoe om 'n kruisie te maak uit 'n stukkie palmblaar. Jy vat 'n stukkie palmblaar, breek een af, en jy skeer hom so in die helfte, dat hy nou lekker dun is. En jy knip die punte af, soos wat ek hierso gedoen het. Jy vat 'n skertjie, moenie te veel afknip nie, dat jy nou so 'n lekker stukkie het. Dan hou jy hom so, met die dikkant hierso, en jy gee hom 'n lekker draaitjie omtrent so 1/3 van die dik punt af. Draai hom so dat hy opkyk, dan gaan hy voorom, dan gaan hy weer agterom na bo, en dan hierdie ene, vat jy dan agterom, en jy druk hom dan hierso voordeur, en jy trek hom lekker styf. Nou behoort jou palmblaartjie so te lyk. Alright. Nou sal jy sien, hierso voor is daar nou 'n gaatjie. Jy vat hierdie kort armpie, en steek hom daar deur die gaatjie, die voorste gaatjie.
dat hy deurgaan, maar jy trek hom nie heeltemal deur nie. Want daai stukkie gaan nou die armpie wees van die kruis. Dan vat jy die stukkie, jy draai hom om, en dan daarso by die gaatjie tussen die lang armpie en die kort armpie. Daar sit jy nou die laaste armpie in, dan lyk dit so, en daar is die twee kort armpies van jou kruisie. Dan vat jy dieselfde met die agterkant. Jy sien daarso is 'n gaatjie, vat hom die agterdeur, en trek hom, maar nie heeltemal deur nie, trek hom, tot hy omtrent so lank is soos die ander, en dan om klaar te maak, gaan jy voorom, en jy druk die puntjie daarin, tot hy vaskop, en daar is jou palmkruisie. Hoe oulik is dit nie? Jy kan dit in jou Bybel sit, jy kan dit vir iemand gee, en elke keer as jy daaraan dink, of as jy dit sien, dan kan jy onthou, maar Jesus is ook jou koning. Kom ons maak ons oë toe, en kom ons bid saam. Ons koning Jesus, ons wil vandag vir u dankie sê, dat u ons koning is, en dat u vir ons lief is. Ons vra dat ons sal luister na wat u vir ons sê, deur u Heilige Gees, en deur die Bybel, en dat ons ook met ons lewens sal sê, u is ons koning, nie net met ons monde nie. Here, ons bid dat u ons sal liefmaak vir almal wat oor ons pad kom, en dat ons hulle mooi sal behandel, mooi sal wees met hulle, en dat ons dit sal doen, omdat ons graag wil maak, soos wat u vir ons sê. U is ons koning. Amen.